Onteiening sonder vergoeding en grondeise het geen invloed op die plaasmark sover ek kan bepaal. Om die waarheid te sê, grond verkoop altyd nog vir dieselfde rede en dit is waarom en dit is prys. Dis waar grond bepaal en om 'n verkoper te kry, mense verkoop dit gaan om die emosie en dit is baie meer emosie as 'n logika. En mense verkoop vandag nog vir dieselfde rede as wat hulle 30, 50 jaar gelede verkoop het, 10 jaar gelede verkoop nog vir dieselfde rede. So die mense wat skrikkerig is vir grondeise en vir politieke dinge is die kopers. Die verkopers pla dit nie. En om die waarheid te sê, ek kan nie eintlik agterkom dat die gewoonlik is dit 'n bietjie onervare, ek nie sê onervare, maar dis mense wat die eerste keer min of meer kyk vir grond. Hulle is altyd, want hulle sit in Pretoria en hulle kyk in die nuus en hulle steur hulle te veel aan wat in die nuus aangaan. Die grondbesettings en die tipe van dinge gebeur in die voorwêreld. Daar's byvoorbeeld daai saak van 'n paar maande gelede wat Afriforum of wie ook al mee besig is, waar daar ergens in Kempton Park grond beset, waar daar by grondonteiening plaasvind. Ek is hier in Ellisras, ek sal lewenslang hier gebeur niks, hierso is nie enigiets en so iets voortgelyk in die platteland hier naby nie. Ek het nog nie iets in daai lyn gesien nie. So, onteiening sonder vergoeding is net dis nie 'n faktor nie. Dit kan dalk 'n faktor wees, maar enigste keer wanneer ek agterkom en daar byvoorbeeld dat grondpryse beïnvloed was of daar 'n bietjie stiller was of so, was so in 2016 toe die swart rooibok dinge bietjie geëindig het. Dit was so meer as, ek kom sê 10 jaar gelede. Maar grond verkoop nog steeds. Daar's altyd mense wat se kinders, hy dogters en die dogters is getroud met tandartse en die dogters woon in die Kaap of in Nederland of in waar dan ook al. En kinders stel nie belang, daar's iemand word siek. So die rede waarom mense verkoop is nog altyd dieselfde, dit is nie verander, dit is net van, volgens my politiek geen of baie min invloed, selfs met die kopers. So die mense wat byvoorbeeld koop, daar's patriotte, daar's mense wat hulle hou van braaivleis en boeremusiek en al daai tipe van dinge. En hulle gaan nie die land verlaat nie, hulle bly net hierso, hulle gaan nie Australië toe, hulle gaan nie Rusland, hulle gaan nie Chili of waar ook al, of Amerika toe nie, hulle bly net hier, dis hulle wêreld, hulle bly hier, Ellisras, Thabazimbi, Stemongpan, dis hulle wêreld, en hulle gaan nêrens heen, en daai mense koop nog steeds grond, en hulle word op 'n stadium word hulle oud, hulle koop nou, hulle sê nou 42, hy sit 10 of 15 jaar op die grond, hy word, en dan hy en Boet en almal die grond saamgekoop vir Boet. Boet stel nie belang, Boet het meisies ontdek op die campus, en dan stel Boet skielik nie meer belang in boerdery nie. Of Boet word 'n dokter, en dan kom Boet ook nie meer by op die plaas uit nie. Daar's nie 'n opvolger nie. So, dan wil hulle nog steeds verkoop. So, die rede waarom mense verkoop is nog altyd dieselfde, daar's geen verandering. Ek wil net vir jou, en dan wil ek net vir jou ook wys, ek gaan vir jou bewys, dat grond nog steeds verkoop. Ek wil eintlik vir jou 'n waagstuk sê, grondpryse het gestyg, dis op. En nog 'n waagstuk jy sê is, grond verkoop, ek gaan net vir jou wys, net in die Thabazimbi, en die Kaki omgewing, van die grond, as jy op 'n kaart kyk, so jy plaasname en so, dit's opgedeel in blokke, is by die transportaktes en so, dan hy elke plaas te nommer, 'n deelnommer, 'n nommer, 'n deelnommer en dan sal 'n blokke kakie, elkie KR en so voort. Nou kom ek wys jou net, ek gaan vir jou wys waar grond vir verkoop. Hier is die Google Maps. Ek gaan eerstens vir jou wys. Hier is die skermwissel vir jou wys. Hier is die verkope. Meeste grond, verreweg die meeste plase, sover ek kan bepaal, is net die transportaktes, dit is nie die ledebelang wat wissel. So, hierdie wat jy hier sien, hierdie is net in die Kaki gebied. Waar is die Kaki gebied?
Dis, kom ons sê, ek wil net ek weer 'n kaart gaan kry, maar dis Tabazimbi. Kom ons gaan net weer terug na die, dis omtrent, kom ons gaan net weer terug na hierdie vicinity sales toe. Dan gaan ons hier na hierdie gedeelte toe, gaan die agriculture, kies hier op 60 kilometer, het hom daai ene gebruik, dan sit hom hier op search, ek kies die prijs dat hy daarom so by 4 miljoen rond is, dis daarom bietjie meer, anders kry te veel plotjies, 1, 2, 3, 1, 2, 3, en dan sit hom hier op 90 miljoen, want ek het al, daar is plase wat vir daai grond vir verkoop, en dan gaan ons hier report, ons kies hier download report, en dan kies ons, kyk ons, wat kry ons hierso, wat kry jy, ok, hier het jy die plase, ek was al op van hierdie plase gewees, hierdie het nou net verkoop, vir 20 miljoen, dat is eintlik meer, want daar was nog losgoed ook, die losgoed en die wild was apart gewees, van hierdie het 20 miljoen rand verkoop, vir 20 miljoen, so hierdie is net hierdie is die kakie gebied, hierdie gedeelte, en so ek het gekies vir 'n 60 km in 'n reguit lyn, so hierdie is al die plase wat verkoop, is net in die transportakte, is net in die aktekantoor geregistreer, die meeste plase verkoop net die BK's, en hoe weet ek dit is, want ek gaan ondersoek dit, ek het al ondersoek daaraan gaan doen, en so, daai ding dat grond nie verkoop, en dat mense afgeskrik word, deur politieke situasies, nee, dit is nie so nie, net nog 'n ding, want ook, ek woon in Ellisras, net in die munisipale gebied van Ellisras, in die dorp, klein soos Ellisras is, of wat dit nou kom, is daar 330 registrasies van eiendomme. So, daar is natuurlik honderde meer in ander dele van die wêreld, maar om jou net 'n idee te gee, hier is maar 15 en dis 12 man. Dit klink na baie min, maar daar's baie meer, want hier is net in die aktekantoor geregistreer en so jy kan sien, hier is die hele gebied. Ek kan vir jou ander gebiede ook wys, maar wat ek kon sien is, daar is 'n helse groot hoeveelheid plase wat verkoop. En nou gaan ek vir net ook nog 'n ding wys van die gebiede, waar as jy dan dink jy om die grond in die mark te verkoop, praat met my, en my naam is Groei Erasmus, 0784632053, en ek gaan net vir jou wys waar die gebied is waar ek rondgaan en waar grond verkoop. So ek is hier van Ellisras, jy wonder waar ek sit, hier so waar hierdie Elegant View Lepelale, daar so waar hy sê Waterberg, dis waar ek woon. Dis daai blou kolletjie, dis waar ek nou sit. Nou, ek gaan net vir jou wys ook waar jy kan, as jy wil grond, waar baie mense wil by my weet as die grond, as hulle nou gaan koop, en waar is daar grondhuise en waar is die plekke met grondhuise, so ek sê, grond verkoop, as is daar grondhuis, die prys moet net reg wees, alles verkoop, die prys moet net reg wees, dit is, daar's gewoonlik 'n proses hoe hulle verkoop en hoe eienaars daarby kom met hulle verkoop, en dit is gewoonlik is daar baie weerstand. Hulle begin by 'n vreeslike prys, hulle kyk op Property 24 en dan dink hulle dis waar die grond verkoop. So as jy grond op Property 24 sien, jy sien 'n prys daar, gewoonlik het die grond verkoop vir enigiets van 30 tot 40% minder as die prys wat jy daar geadverteer sien. En veral as jy 'n eiendom sien wat daar vir 2 jaar lank is, dan, en dit vat omtrent, dit is 'n 3 tot 5 jaar proses vir 'n plaas om te verkoop. Is nie ongewoon, niks ongewoon of grond om 3 jaar of 5 jaar in die mark te wees, voor uiteindelik verkoop. Maar daar's omtrent so 15 stappe, en ek noem die stadiums van weerstand, ook bekend as pyn. As gewoonlik 'n grond uit in die mark kom, daar's 'n swart koper, daar's 'n familielid, daar's 'n landbank, daar is 'n buitelander, daar's 'n beroepsjagter, daar's 'n veiling, daar's al hierdie soort van ding en dit is elke keer en elkeen is 'n teleurstelling vir 'n eienaar. So as jy grond wil verkoop en jy sal deur al daai prosesse kom praat met my en laat weet my. So ja, ek as jy 'n grondeienaar is, ek vir Ellisras, maar net in die grondeise, ek net kyk hoe die tyd is, ons al byna 10 minute hier besig. So
As jy die gronde waar daar nie grondhuise is en waar jy 70 kilometer vanaf die nedersettings is, dan kyk jy hier na hierdie gewes, dan kyk jy hier na hier rond. Tabazimbi, hier is so lank, Dwaalboom, al hierdie gebiede, maar dan gee baie ver, dan moet jy bereid wees om lekker ver te ry, baie grondpad te ry met jou bakkie. Jy gaan partykeer, jy gaan tot 70-80 km moet ry, as jy ver weg wil wees, en ek het al hierdie paaie gery, dan kyk jy selfs hier so hierdie gebied. Nou, die nedersettings is hier langs die Palala rivier, net hier kry jy af en toe 'n paar gronde wat met grondeise, jy kry hier in Ellis Ras, hier so hier en daar, hier so kolletjie met grondeise, met 'n grondeis, maar en dan kry jy hier by Melkrivier, daar is so, maar daar's 'n grondeis, maar daar gaan niks gebeur, hy's absoluut, hy's dormant, daar gaan niks gebeur. Maar jy het hierdie gedeelte hier so, en dan het jy besproeiingsplase hier, en jy wildplase en jag. Nou wat mense doen in Pretoria, hulle sit hier en kyk op 'n kar, dan sit hulle hier, dan sit hulle daar, as hulle nou woon daar, dan kyk hulle en sien nou, hel, hulle kyk hier en sien hulle, dan zoom hulle en dan sien hulle hier, maar hierdie lyk alles net woongebiede, nedersettings. Maar as jy nou mooi gaan meet, dan is hierdie baie lang grondpaaie om te ry. So byvoorbeeld, hierdie kan maklik 70 km wees om van hier af tot hier te ry, en om hier te ry. Ek verstaan, jy wil graag ver weg wees van nedersettings, maar hier is ook 'n gebied, as jy ver weg wil wees, is hierdie Swartwater, Maastroom, hierdie gedeelte hier is so, maar hierdie pad is vreeslik sleg. Daar's nie meer eintlik, daar's eintlik niks oor, veral hier van Swartwater af tot hier by Maastroom en Olduis, daar's niks meer oor van die pad. Ek het hom 'n paar jaar gelede gery, dalk sou weer herbou, maar hy was in 'n haglike toestand. Hierdie is 'n teerpad vir so 'n paar kilometers, vir so 10 of 15 km. Omtrent tot hier is 'n teerpad, en dan word dit 'n verskriklike slegte sandpad wat jou bakkie alles gaan los skit. Ek wil net vir jou wys, en dan het jy 'n pad wat jy kan ry, as jy nou bijvoorbeeld lekker ver weg van mense af is hierdie by Cumberland Polisiestasie. Ek het Siri op my telefoon het nou begin luister, so het ek net gou vir Siri stil maak. Maar ja, hier is so jy kyk hier na hierdie is die Cumberland SAPS, en hier is dis 'n baie goeie, baie lekker area, as jy hou van droë Bosveld, dan jy die Rooibokkraal, hierdie gedeelte Rooibokkraal, Cumberland tussenin hierdie gedeelte hier. En dan, maar een van die slegste, of 'n pad wat jy baie versigtig moet voorwees as jy ry is hierdie ene, so hier by Kirabo Safaris, hierdie deel. Ek het hom een keer gery so 'n paar maande gelede. Ek het eintlik 'n video gemaak daarvan. Hierso is my video van daai pad wat so verskriklik sleg is. Ek gaan net die klankie so demp, en toe ek het hier daar afgery, en die pad is omtrent daar so sand. Kyk, ek het daar met my bakkie gery, beland ek agter hierdie vragvoertuig, en toe ek weer sien, ek het eintlik agter hom beland, ek was hier omtrent hier gewees, daar so, en ek ry agter die ding aan, en hy ry omtrent 10 km/h, en party plekke hop daai bakkie, hierdie vragvoertuig, en later aan toe kom hy heeltemal tot stilstand, en die manne daar het nie 'n graaf gehad, en later aan is daar omtrent 'n stoet van voertuie, daar's 'n militêre basis daar ergens, en hier kom hierdie ouens met hulle cruiser daar op, hulle daag daar op, en later aan is daar 'n stoet agter, en iemand, daar kom een van my plaaskliënte kom toe daar aan, en hulle hy het hierdie met sy Amarok uit die boks uit, en ons haak hom daar, en hulle sleep so 'n bietjie, en dan ry hulle so 'n paar meter, en dan haak hulle weer vas, en dan moet daar weer gegrou word. So, dit was na 'n hel, seker 2-3 ure gespook, en dit was seker hier by die 40 grade.
toe kom ons later aan daar uit. So, kan kyk bietjie my video, dis hier op my YouTube kanaal, dan sal jy sien, ek het sommer baie ander sommer hele paar ander video's wat ek hier op my, van wat ek van plase wat ek geluister het, wat ek hier opgemaak het. So, en net ten laaste kortom opgesom, saamgevat, plase verkoop, honderde transaksies, die politiek het volgens my geen invloed op plaaspryse en die verkope. Vir mense verkoop nog vir dieselfde redes as wat hulle jare of dekades gelede verkoop het. So, en die mense wat wil immigreer, wat wil die land wil verlaat, hulle is al klaar weg. So nou die mense wat nou hier bly, hulle is die kopers en hulle is die verkopers en hulle gaan nêrens heen. So, en so, as jy wil jy verkoop, praat met my en ek wens jou 'n skone dag, Robbie Erasmus. Tot ziens, 0784632053.